Ons is almal hier tesaam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde na te streef. Loof hom, Christus die Heer. Ons is almal hier tesaam, verenig in sy naam, verheerlik hom. Met ons hart en mond en hand, ons kragte en verstand, kom loof ons hom. Ons leven deur die Gees, laat ons sy kinders wees, en u bo alles eer. Jesus Christus die Grote God, aan u die eer. Heerlik is waar u regeer. Hemels is u majesteit. Heilig u geregtigheid. U wat alles onderhou. U is ewig en getrou. In genade groot en ryk, bou u hier u koninkryk. Voordat ek kon kies, kon vra, het u seun my vloek gedra. Ek kon vind, het my gekry, voor ek nog my skuld bely. Al die heiliges met woorde gerin, en die skepping getuig, met klanke wat juig. Grote God, aan u die eer. U oral is God en hoof, open oë van geloof, dat ons sien geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat. Hoe kan ons begrip verstaan, hou u al wat is en staan. Al die heiliges met woorde gerin, en die skepping getuig, met klanke wat juig. Al die heiliges met woorde gerin, en die skepping getuig, met klanke wat juig. Grote God, aan
die eer. Goeiemôre julle, laat ek net die kinders hier kry. Julle kan maar inkom. Ek versê vir hulle, Lani is 'n interessante doopvond wat sy hier voor het. Toe sê nee, dis vir die kindermoment. Nou die kindermoment gaan 'n bietjie sukkel as jy nie kinders is nie, maar hulle is op pad. Goeiemôre aan elkeen van julle. Ek is bly ons almal is hier saam en dis wonderlik om saam te kan aanbid. Ek besef toe ek 'n kind was, het ons altyd daar bo gesit. En ons is 4 kinders. So en my paal was nooit betyds nie. Wel, dis dalk ons kinders se skuld gewees, maar dan het jy altyd bekommerd gewees as jy 'n sitplek gaan kry. Lyk my nie dis meer 'n probleem nie. Baie welkom aan elkeen en ek hoop is 'n besonderse ervaring vir elkeen. Ons besef nie altyd wat 'n voorreg dit is om saam die Here te kan aanbid nie. Is hier enige iemand wat vir die eerste keer hier is? Of wat vir die eerste keer in 'n baie lang tyd, in jare hier is? Niemand, soos almal. O, hier voor is 'n dame. OK, jy's gelukkig. Jy kan 'n sjokolade kry. Daar's sy, baie welkom hoor. Skus, nou mis ek jou amper. Baie welkom. Afkondigings. Dis die tweede keer dat daar gebid word vir jong mense. Ons het maar baie uitdagings vir jong mense. Hierdie geleentheid sou laas Sondag gewees het, maar dit gereën. So dis 2 uur en dit is by die brug daar by die brandweer. En dit is 'n klomp kerke wat saam bid vir ons jong mense in die vallei met die uitdagings wat hulle het. So 2 uur sluit gerus daar by hulle aan. Enigiemand is welkom. En dan ons het aanbiddingsaand, maar die datum het verander. Maak asseblief seker, dis 9 September. Dit sou ek dink oor 2 weke gewees het. En almal is baie welkom. Jy weet, ons het nou hierdie gemeentevergaderings gehad en baie ouens het oor aanbidding gepraat in die gemeentevergaderings en dan wil ek vir hulle sê, man, kom na die aanbiddingsaand toe, want dan sal jy min ander goed sê oor aanbidding. Maar dis 9 September, 6:30. En dan is daar nog 'n manneontbyt. Dit is waar is die datum? Daar's hy. 18 September om 6:00. Is altyd 'n baie lekker geleentheid. Enige man is welkom en jy kan jou kinders saambring. 6 tot 7 gratis ontbyt en so kort stilte tyd. En jy gaan verseker 7 uur klaar wees. So ondersteun dit gerus. 18 September. En dan het ons jaarlikse lentefees wat een van die groot goed op ons kalender is. So die belangrike ding eerstens is die datum 24 Oktober en ons is op 'n ander plek vanjaar. Ons is vir die eerste keer by die paddelbane. So 24 Oktober by die paddelbaan, hou asseblief die dag oop. En dan natuurlik, dis 'n wonderlike geleentheid om net betrokke te raak. Ek sien ons nuwe skoolhoof se lewe is 'n betrokke kind, is 'n gelukkige kind. So ek wonder 'n betrokke gemeentelid is dalk ook 'n gelukkige gemeentelid. So raak betrokke daar, kontak vir Jacques of Stefan Olivier of Rihanna van der Mest wat daar betrokke is. Dan die laaste afkondiging. Ons het nou 'n klomp gemeentevergaderings gehad oor wat die pad vorentoe is. En uit die gemeentevergaderings het dit duidelik gekom dat ons nog iemand moet aanstel. En daar was 'n soort van 'n gelykop opinie oor 'n jonger jeugwerker en dan 'n voltydse dominee. Groot verskil tussen die twee is waarskynlik kwalifikasies en salaris. Ons het 'n gemeentevergadering gehad en ons het op die ou end besluit om nog 'n dominee te beroep. So ek vra eerstens julle almal se gebed daar of voor, want dit is definitief nie 'n suiwer finansiële besluit gewees nie. Maar so bid saam met ons daaroor. Dis 'n lang proses om 'n dominee te beroep. Ek meen as ons nou ernstig aan die werk spring, het ons 'n dominee waarskynlik op die vroegste in Januarie, waarskynlik later. Maar ek bid asseblief saam met ons dat ons die regte persoon kry.
Ek dink ook ons het vir mekaar gesê, ons adverteer nou maar deur die normale kanale en prosesse, maar ons gaan nie iemand aanstel as ons nie voel dat die geroepe persoon is nie. Maar so bid saam met ons asseblief daarvoor. Dit is 'n groot stap en ek dink dit het groot impak op ons as 'n gemeente. Ja, so bid saam daaroor, ek kon gesels saam daaroor as jy iets wil sê. Goed, die laaste een is ons gebedslys. So ons dink aan Marlene se familie, Lukas en haar familie wat begrawe is in die week, en ek sien tannie Esther Beer het ook gesterf. En dan, ons dink aan hulle familie, op daai lys, Nina Klein is by die huis, so dit gaan beter met haar, so daaroor is ons baie dankbaar. So ons kan vir die Here daar ook dankie sê, maar as in die week as jy jou stilte tyd doen, dink gerus aan een van hulle. Goed, baie welkom hierso en Lelani oor aan jou. Is my altyd lekker om hier te wees. Voordat ek iets met die kinders deel vanoggend, wil ek ons net vir 'n oomblik rustig maak. Ek wil vir julle 'n oomblik van stilte gee, of dit net so 'n minuut is. In Psalm 46 lees ons die mooi woorde van, ek dink dis Dawid wat dit geskryf het. Dis dalk nie Dawid wat dit skryf het nie, maar Dawid het meeste van die psalms geskryf en dan baie ander pelgrims. Maar daar staan in vers 11 van Psalm 46 staan daar, wees stil en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Ek wil vir julle so 'n minuut stilte gee, dat jy net daar waar jy sit, en julle wat daar aanlyn is, net daai vinnige oomblik neem, om jou siel te laat besef, God is hier. Hy is hier teenwoordig, hy is ten volle vir jou hier teenwoordig, en alles wat jy nodig het, vanoggend het hy vir jou. So kom ons raak vir 'n oomblik stil, en ons besef net, dat die Here hierso is. Ons Hemelse Vader, ons weet U is hier. Ons glo dit met ons hele hart, dat ons nie ver hoef te soek om U te vind nie. Dankie vir U teenwoordigheid, en dankie dat U vandag hier saam met ons is. Amen. Amen. Goed, so, kom ons staan eers. Kom ons staan. Okay, so ons gaan eers 'n liedjie doen. Julle ken dit is, ons almal is besig, wel julle is besig met die wapenrusting, né? Julle kan dit onthou, met die belt en die harnas en al daai goedes. So ons gaan, nou wat's fout met hierdie mikrofoon, verskoon maar. So ons gaan eers 'n liedjie doen oor die wapenrusting, is julle reg, né? So as julle die liedjie wil hê en julle wil dit verder leer ken, liedjies is altyd amazing. So, kom ons doen eers 'n liedjie, wel julle is voor, julle hoef nie nou vorentoe te kom nie. Kom ons doen eers die liedjie saam. Ek kan 'n bietjie harder sit, asseblief, dankie. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. So, Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord.
vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord, die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Okay, so, julle gaan vandag praat oor die helm, of die helmet, of die, ek weet nie, helm is maar seker die beste woord, né? Dis amper soos 'n fietsry, wat is die goed helmet wat julle dra, en soos die Romeine het mos daai cool helmets gedra, maar in elk geval, né? So julle, ek wil nie te veel weggee nie, want anders kan julle eintlik maar net hier bly sit. So dis moeilik om nie vir julle alles te gee nie, né? Maar julle praat vandag oor die helm van verlossing. Wie van julle hou van superheroes? Superheroes. Julle kan maar sê julle hou van superheroes. Spider-Man, Superman, en Batman. Wie is daar nog? Ek weet nie eens wie is daar nog nie, né? Wat doen superheroes? Kom. Wat doen superheroes? Hulle red lewens, né? So hulle red vir mense. So hulle veg teen die bad guys en hulle red mense. Stem julle almal saam dat dit is wat superheroes doen, né? Nou wanneer ons kom by die helm van verlossing, verlossing is eintlik net 'n ander woord vir ons is gered, né? So as ons dink aan volgers van Jesus, wat het Jesus vir ons gedoen? Hy het ons gered, né? Nou wanneer ons praat van die helm van verlossing, kom ek wys vir julle 'n cool triek, né? Net om vir julle mooi te verduidelik wat die helm vir ons doen, né? Want ons koppe, julle stem saam, né? Alles ons denke is hierso, ons liggame werk, kom alles van hier af, né? So ons moet dit beskerm, né? En hoe ons dink, kom alles van hier af, né? As ek nie die helm dra nie, as ek nie besef Jesus het my gered nie, né? En ons leef nie in daai nie, dan wat gaan met die tissue gebeur as hy in die water val? Hy gaan nat word, né? En al squishy, en jy gaan hom nie kan optel nie, en hy gaan breek, en hy gaan iggie raak, né? Julle moet dit net nie teen die dak gooi nie, dan gaan julle stout wees, né? Maar as ek die helm dra, sien jy dit, dis nou die helm julle, dis nou die helmet, en ek beskerm my brein, en ek besef, Jesus het my gered, en hy beskerm my, en ek hoef nie bang te wees nie, né? Dan kan ek hy moet net nie inval nie, dan kan ek in die water ingaan, né? En die helm beskerm my, en die tissue bly droog. Nee, dis cool, nee? So, dis wat ons leer van die helm van die verlossing. As ons daai deel van die wapenrusting aansit, dan gaan ons veilig wees. Want ons weet, Jesus het my gered, sy bloed het my skoon gewas, en niks in hierdie wêreld kan teen my staan nie. Stem julle saam? Amen. Amen. Kom ons bid, en dan kan julle uitgaan na julle klasse toe. Jesus, dankie dat U ons gered het. Dankie dat ons weet, U is vir ons, U beskerm ons, U beklei vir ons, en dat ons weet, as ons daai helm, daai verlossing besef oor ons lewe, dat ons nie hoef bang te wees nie, want U is by ons. Amen. Dankie julle. Ek dink is al die kere wat ek die mikrofoon so laat val het, toe ek so gedans het, wat hom so die mekaar maak. Goed, op daai noot, omdat God goed is en hy ons beskerm, kom ons staan en dan loof ons die Here saam met ons lofprysing en aanbidding.
kans gee vir die offergawe om opgeneem te word en dan gaan ons aan. Is eintlik vir my ongelooflik dat daar soveel verskillende maniere is, nie net in die erediens nie, maar ook in ons lewe, wat aanbidding is. Dat dit nie net musiek is nie, dat dankoffers eintlik ook 'n oomblik van aanbidding is, waar ons net soos ons gesing het met die liedjie Halleluja, U is koning, niks is meer ons eie Here. Dat ons besef alles wat die Here vir ons gee, kom van hom af. En daarom vloei God stories ook daaruit, dat ons op so 'n manier waar ons getuig van sy goedheid, ook kan weet wie hy is, op 'n meer persoonlike vlak. So ek wil 'n geleentheid gee, ek weet julle almal kyk altyd af, en niemand wil voor mense praat nie, maar jy kan daar opstaan waar jy is, om die geleentheid te gee om dalk iets te vertel waar jy God onlangs raak gesien het. Of 'n storie wat dalk nie net hierdie week nie, maar dalk 'n bietjie verder. So ek wil daai geleentheid gee, is daar enigiemand wat vanoggend iets oor God wil vertel? Sy goedheid, sy genade, sy guns. Kan ek daai mikrofoon kry, anders gaan dit ons heeltyd nou pla. Baie dankie. So kyk. Sy aan. Asai. So ek maak gou weer 'n geleentheid. Is daar iemand vanoggend? Hy. So kyk, maak net. Ja, ek sê praat net so. Goeiemôre julle. Ekskuus aan. Dat Jacques het so tydjie terug gesê, toe sê hy ook as ons ietsie wil vertel, ek wil graag vertel hoe toe ek klein was, hoe ek godsdienst ervaar het. En hoe uiteenlopend dit was tussen my twee groepe grootouers, oumas en oupas. En sy nie een van hulle leef meer nie. Maar my pa se ouers, en nou sê ek dit ook so dat dit nie die rede moet wees hoekom dit so is nie, was AGS en my skoonmense, sy skoonmense, met ander my ma se ouers was NG, so dit was die twee verskillende kerke. En toe ons nou klein was, voor skool nou, het ons altyd by hulle gaan bly. En ma het ons haar afgelaai, voor ons nog kleuterskool toe is, en dis baie lang terug, maar dis goed dat ek nooit sal vergeet nie. En as ons by my oupa hulle gekom het in Dispatch, my pa se ouers, hulle was vreeslike, ek weet nie die regte woord gebruik nie, stuurschristene gewees, maar groot Christene. En as jy nou daar aankom, ek onthou elke oggend op ons knieë om die bed, en het vir my gevoel soos ure, wat ons daar om die bed sit. En dan het dit gevoel ons het raas gekry, soos my oupa gebid het, en vir ons gepreek het. En ek het altyd die gevoel gekry,
dit was so half, en ek gaan dit nou vergelyk met my ander grootouers. Jy is godvreesend groot gemaak, jy is amper, dit het nie gegaan oor, dis hoe dit vir my gevoel het, noodwendig lief is vir die Here nie, maar jy wil nie hel toe gaan nie. So jy is bang gemaak vir die een kant, sodat jy die ander kant doen, as jy hoor wat ek sê. En toe het ek weer my oupa op uit en na gehad, en ek onthou my ouma's baie vroeg dood, as ek onthou haar nie so goed nie, maar my oupa was die dierbaarste mens wat jy gaan kry. En hy het vir ons weer geleer, hoe lief jy vir die Here moet wees. Nie ooit jou bang gemaak vir enige iets nie, maar hy het vir jou gesê, hoekom jy dit moet doen, en hoe goed dit is as jy lief is vir die Here. Ek onthou my ouma in Dispatch, ek en my sussie was klein, ek wil eintlik gehad het, sy moet hier wees as ek hierdie stories vertel, want sy gaan dit baie goed onthou. Ons het eendag sy het so op die lazy boy gesit, en ons twee hier by haar voete gesit, en sy het met ons begin praat oor openbaring, en die wederkoms, en ons was so bang, ons oë was net so groot, en toe my maale daar kom om ons te kom haal, en ons my maale sien, toe bars ons in trane uit. En ek onthou hoe kwaad was my ma gewees vir haar skoonma, om ons so bang te praat. En dit is die twee maniere hoe ek godsdiens ervaar het as 'n kind. Aan die een kant is ek gesê hoe wonderlik die Here is, en al die mooi goed wat hy doen, en my oupa het dit so uitgestraal. Aan die ander kant het ek my ander ouma en oupa gehad, wat jou weer eintlik so bang gemaak het vir die hel, dat jy gedink het, okay, ek moet nou maar die Here volg, want dit is die alternatief. So, wat ek dink nie, dit is die rede hoekom hy sit te doen nie, nee. Ek kon nog iets anders bygesê het, maar dit is nou eintlik wat ek vir julle wou vertel. En my oupa in Dispatch ook was nou ook een van daai oupas gewees, ou Suid-Afrikaanse mans, as daar geskep word, hy kry die lekkerste hoenderboutjies, hy kry eerste kos, en as hy kos op sy voor hom beland, dan begin hy eet. Hy waar nie oor die res nie, want daar's klaar gebid. Waar my ander oupa weer, hy het sy kos gekry, hy het self hom gaan skep, hy het nie aan sy kos geraak, voordat die laaste een aan die tafel kos gehad het nie. So dit is die twee maniere hoe ek dit ervaar het, en ek gedog, dalk vind julle dit interessant, dit is iets wat my alle jare bybly, en die verskillende maniere hoe ek gesien het godsdienst is toegepas, tussen my grootouers. So, is eintlik jammer as hy is nie hier, as ek het nou vertel nie, want sy sal presies weet waarvan ek praat. Dankie julle. Kom ons hoop. Kan julle my hoor? Okay. Nou voel ek soos een van daai sci-fi mense, wat ek voel soos 'n alien. Ek weet nie om hierdie af te sit en te mute nie, maar okay. Dankie. Okay, so deel van kerk wees is om nie net met onsself besig te wees nie. Soos julle weet, het ons nou elke Sondag het ons 'n soort van 'n terugvoer oor waar ons ook hande uitsteek, of dit nou finansiëel is, of met gebed is, of ook self betrokke is, soos by Oosterland, is ons ook oortuig daarvan dat ons as 'n kerk nie op 'n eiland self moet wees nie, en dat ons, net soos wat ons daai gebed vir die jeug het, waar daar klomp pastore en kerke saamwerk om saam te bid vir die jeug, het, soos julle weet, het ons ook hande gevat met Pastor Mbongeni, nee? Is die reg, amper dog ek die naam verkeerd, waar ons 'n Engelse bediening, waar ons 'n Engelse diens so 1 keer 'n kwartaal hou. Dit is maar iets waarin ons nog skaaf en kyk hoe ons nog meer daarin kan groei, maar ek glo ons as kerke, ons almal dien dieselfde Here, en dit maak 'n mens soms dit laat mens buite die boksie dink van hoe om die Here te aanbid, net soos Reina ook nou vertel het van, daar's verskillend hoe ons geloof uitleef en hoe ons vir mekaar leer, dat ons godsdiens nie noodwendig altyd dieselfde hoef te lyk nie. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons vir ons Engelse bediening, dat die Here ook net vir ons ook daar behoorlike visie wys, en dan gaan ons aan. So kom ons sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, dankie vir u goedheid en u guns, en dankie dat ons ook as kerk kan besef dat u ons hier vir 'n rede geplaas het in hierdie spesifieke tyd, vir hierdie spesifieke tyd, in hierdie spesifieke omgewing, met hierdie spesifieke mense, Here. En ons wil vir kom dankie sê dat u ons visie en ons oë
en dit wat ons sien breër maak as net onsself en dat ons eintlik maar die voorreg het om te kan kyk en te kan sien hoe ons kan hande vat met ander wat ook besig is met u koninkryk, om u koninkryk te bou, Here. Here, ek wil kom bid vir Pastor Mungeni, ek wil kom bid vir TK, vir hulle hele familie en hoe hulle eintlik maar in geloof uitstap om ook kerk te bou tussen mense wat nie noodwendig altyd eerste vir Jesus ken nie. Dankie vir hulle getrouheid en hulle gehoorsaamheid, Here, en dankie dat ons ook saam met hulle kan stap en ook saam met hulle kan bedien op so 'n spesiale manier. Ek bid, Here, dat ons as kerk vir hulle sal aanhou bid en ook sal hande vat en kan sien hoe ons hele gemeenskap kan bedien. Amen. Goed, kom ek nooi julle uit om ons geloofbelijdenis saam op te sê. Hierdie is altyd so 'n kragtige moment om onsself te herinner. Hierdie is die fondasies waarop ons staan. Hierdie is die dinge wat ons glo. En ons sê dit met ons hele hart, net soos ons soms die volkslied sing, dat ons hierdie ook as ons gelowiges en as kerk saam dit ook so met volle ywer aan sê. So kom ons staan en dan sê ons die geloofbelijdenis saam op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Amen. Julle kan maar sit. Ek het in my ons hierso daarso multifunction my brein somme. Gewoonlik hierso by Dinsdag se kant, dan besef ek moet 'n klein bietjie rustig begin raak om seker maar te hoor wat die Here deur my wil sê vir die Sondag wat opkom. En my ma kuier nou by my en sy is, ek weet nie of ek moet sê sy is mal oor nuus nie, maar nuus is 'n kanaal wat meeste van die tyd op is as sy by my kuier. Dit is presies die teenoorgestelde by my. Ek weet helfte van die tyd wat nie in die wêreld aangaan nie, wat seker ook nie baie goed is nie. Maar soos jy dit kyk, dan kom jy agter daar's nogals baie dinge wat 'n mens bietjie soms kan angstig maak. Ek dink dis hoekom ek nie regtig nuus kyk nie, want daar's soms gewoonlik net negatiewe dinge wat jy sien en dan sit ek dit maar net af want ek is die lus. Ek wil net positiewe dinge sien. Maar dan kom jy agter, maar vrees is nogal iets wat gekweek word deur die moeilike en lelike en donker dinge wat ons sien in die wêreld. Die onbekende wat ons in die gesig staar, ons weet nie wat oor 5 jaar of selfs oor 'n maand of wat ook al gaan gebeur nie, en dan kan ons soms wonder, wat gaan gebeur? En is in sulke oomblikke waar ek toe herinner was aan Josua. Josua moes groot skoene vol staan toe hy by Moses oorgeneem het. Ek kan net dink hoe bang hy was. Hy moes angs gehad het van hierdie groot taak dat hy nou die een gaan wees wat hierdie mense in die beloofde land inlei. Dat hy die skoene van Moses wat saam met God gestap het, wat die Rooi See oopgemaak het, Moses wat op die berg gegaan het en met die Here gepraat het, wat sy gesig geskyn het van God se teenwoordigheid, moet Josua nou oorneem. En ek kan net dink, daar was regtig hierdie vrees gewees. Maar dan kom ons sommer hier by Josua 1, vers 5 tot 9, ons hoofvers is vers 9, maar dan sê die Here vir hom, hy sê vir hom, solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou ook wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Dis al klaar iets wat ek dink Josua laat stil word het, om te besef,
Maar dieselfde God, hierdie almagtige God wat ons hele volk uit Egipte gebring het, net soos hy by Moses was, gaan hy by my ook wees. Dis 'n manier om daai vrees bietjie stil te maak. Dan sê hy, wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moenie daarvan nie links of regs afwyk nie, en dan sal jy voorspoedig wees, waar ook al jy gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. En dan sê hy vir hom in vers 9, wat eintlik my laat stil staan het hierdie week, waar hy sê, ek gee jou die opdrag. Ek self, die Here God, wat so almagtig is, gee vir jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. En daardie selfde woorde is nie verniet in die heilige, lewende woord wat ons vandag lees, sodat dit vir ons ook kan wees nie. Hierdie woorde was nie net vir Josua nie. Dis in die woord, want Jesus wil dit vir ons ook sê. Nou ek weet nie of van julle al gehoor het, of dit weet nie, maar die woorde, moenie bang wees nie, kom 365 keer in die Bybel voor. Dis een, moenie bang wees nie, vir elke dag van die jaar. Dis vir my ongelooflik, om dit te besef, dat die Here eintlik geweet het, dat ons as 'n mensdom, onsself so kan vasstaar in die berge en die dale, dat ons soms gaan bang word. En dat hy vir ons 'n moenie bang wees nie, in die lewende woord vir ons gesit het, om ons te herinner dat hy by ons is. Dis my gelewe, dis my ongelooflik. Want ons lewe in tye van vrees. Ons moet dit erken. Sommige vrese is rasioneel, maar dan kan ons bietjie ook na die irrasionele vrese gaan kyk. Mense is byvoorbeeld, ek het bietjie gaan Google, mense is bang vir spinnekoppe. Ek's bang vir enige gogga wat kan spring, julle. Jy weet nie waartoe hulle spring nie. Haai aanvalle. In Amerika is dit nou meer aanvalle van deur bere. Ek het nou 'n feit gelees, hulle sê, die kans is baie groter, dat jy in 'n boks, soos 'n kar ongeluk sal kom, as jy teen 'n bok vasry, as wat jy in 'n haai aanval gaan betrokke wees. Of daai wat hulle sê, jy het 'n groter kans om dood te gaan van 'n coconut wat op jou kop val, as wat is daai masjiene wat jy die kos so kan uithaal? Vending machines op jou val. Mense het 'n vrees dat 'n vending masjien op hulle val. Julle is irrasioneel. Daar's mense wat bang is om te vlieg, want hulle is bang die vliegtuig gaan val. Maar daar's meer mense wat in motorongelukke kom, as wat hulle in vliegtuie is, en die vliegtuie val. Ek byvoorbeeld, net om julle 'n bietjie gerus te stel, ek het die irrasionele vrees vir mascots. Daai mense wat so in daai suits aantrek, ek is verskriklik bang vir hulle. Ek weet nie hoekom, as ek hulle sien, dan weet ek nie wat om te doen nie. Ek wil net wegkruip en weg van hulle afkom. Ek hou nie van hulle nie. Dalk is daar een van julle wat dieselfde voel. Ek weet dis irrasioneel, maar ek hou nie daarvan nie. Natuurlik is daar rasionele vrese. Maar vrese, as ons gou ernstig kan raak, vrees het die manier om op 'n manier ons te weerhou van soveel dinge wat God vir ons in gedagte het. Want ons plaas onsself in hierdie boks, en ons besef en ons maak hierdie dinge groter as wat dit eintlik werklik is. Daar's 'n akroniem met die woord fear, wat hulle sê, fear, of nou vrees, is false evidence appearing real. So dis valse bewyse wat werklik lyk. Op 'n stadium het ek ook 'n ander stelling gelees wat iemand sê, as ons vrees vir die toekoms, dan dink ons aan 'n toekoms waar God nie is nie. En dit het my nogals laat stil staan om te besef, hoekom doen ons hierdie aan onsself? Vrees is nie van die Here nie. Sommige vrese is werklik, natuurlik, en dit dien eintlik vir ons amper om ons teen gevaar te beskerm, maar dikwels, en ons wil nie vir hom al die eer gee nie, maar dikwels kom die vyand, en hy kom, en hy kweek hierdie vrees in ons, om ons te verhoed om
in daai geloof en dapper geloof vorentoe beweeg. Ek wil praat oor dapper geloof vanoggend. Om dapper te wees natuurlik beteken nie om in 'n lewe te leef waar daar nie vrees is nie. Om dapper in geloof uit te tree is om juis ten spyte van vrees die lewe in te gaan en dit in die gesig te staar en te sê ek is reg vir hierdie lewe. Interessant, die normale woordeboek definieer dapper as die vermoë om risiko's te neem. Maar in Hebreëus, die vertaling, as jy hom direk vertaal, dan is dit amper om te sê om gevaar om vooruit te gaan om gevaar te ontmoet of om met geesdrif en minagting vir gevaar te toon so jy sê net jy bestaan nie regtig nie. Of wat vir my mooier is om grense te oorskry of om konvensionele reëls te vermy of te oorskry en dit nie na te kom nie. So wanneer ons oor dapper geloof dink, en ek dink dis presies wat God van ons vra, veral in vandag se tyd om dapper te wees, dan besef ons, maar God vra vir ons om ten spyte van ons vrese, ten spyte van hierdie valse bewyse, vir hom op te tree en in hierdie lewe in te gaan. Nou wanneer ek hieraan dink, ek het gedink, ek kan nogals baie dinge sê natuurlik oor dapper geloof, maar die beste manier om dit vas te maak by jou, is om na verskeie voorbeelde in die Bybel te gaan kyk. Die eerste voorbeeld wat my opspring is natuurlik Dawid en Goliat. Hy was nog 'n jong man, hy was nog nie koning, hy was nou klaar gesalf, né? En sy pa sê vir hom, jy weet, gaan vat vir jou broers kaas en kos, dat hulle net kan eet daar op die oorlogsveld, en toe Dawid daar aankom, toe sien hy hoe, hy hoor, dit sê letterlik in 1 Samuel, hy hoor hoe hierdie Goliat reus, hierdie hele nasie uitdaag, en dan lees ons hoe hierdie hele nasie van Israel weghardloop en letterlik stil gaan staan in vrees. Wie weet nie van wie van julle het al daai vrees gevoel, wat dit voel asof jy letterlik nie kan beweeg nie. Dit is hoe hulle was, en Dawid het dit raak gesien. Nou, as jy nou 'n mooi voorbeeld wat gaan kyk, dan kan julle David gaan kyk op Netflix, dit wys 'n baie mooi voorbeeld, hoe Dawid die teenoorgestelde gedoen het. Dawid het gekies om dapper te wees en geloof, en hierdie groot reus te sien, en te sê, maar my God is groter as hierdie reus. En hy het sy 5 klippies opgetel, en hy het die reus oorwin. Ons ken die storie. Hy was nie bang nie, want hy het geweet wie is saam met hom en met hom. Nou, ons dikwels raak soms verlam, en dan doen ons niks wanneer ons met vrees gekonfronteer word nie. Dis amper asof ons net so gaan stil staan, soos die stuck in the mud game speletjie. En sommige van ons vlug weg van situasies wat vir ons vrees, ons is bang Jan, eerder as dooie Jan, né? Maar nie Dawid nie. En Dawid kom wys ons, dis kom die Bybel so lewendig en wonderlik is, Dawid kom wys dat ons met volle vertroue en met daai dapper geloof teen hierdie groot reuse van ons lewe kan staan, met net 5 klippies, en weet God is saam met my. Hy sê dan mos nou vir Goliat, jy kom met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom met die teenwoordigheid van die Here. Dan nog 'n voorbeeld is Caleb en Josua. Hulle was deel van die 8 mense wat gestuur is in hierdie beloofde land, om hierdie beloofde land te gaan verken, om nou terug te kom om te kom sê hoe hierdie land is. Ons lees in Numeri 14, en lees ons dat Josua en Caleb, wat saam met die land gaan verken het hulle klere geskeur. Net as konteks, ons weet mos nou, hulle teruggekom, en toe het 8 van die mense vir hulle gesê, nee, hierdie mense is te groot, ons gaan nooit hierdie mense kan oorwin nie, ons is te klein, ons groepe is te klein, ons gaan dit net nooit doen nie, kom ons bly net hier waar ons is. En dit is toe Josua en Caleb hulle klere skeur, en hulle sê toe vir die gemeenskap, hierdie land wat ons gaan verken het, is 'n besonderse mooi land, en as die Here ons lief het, sal hy ons in die land laat kom, en dit vir ons gee. Moenie teen die Here in opstand kom nie, moenie bang wees vir die mense van die land nie, hulle is ons slagoffers. Hulle het geen beskerm nie, die Here is met ons, moenie bang wees nie. Josua en Caleb
het hierdie dapper geloof gewys. En die mense opgeroep en gesê, maar kom ons wees ook dapper, al is hierdie mense groot, ons God is groter. So toe daai 8 mense gekyk het hoe groot die mense is, het hulle teruggedeins en hulle het gesê, kom ons bly maar net waar ons is. Ons gaan nie dit aanpak nie. Al het God beloof om dit vir hulle te gee, het hulle nog steeds vasgestaar in die onmoontlike. Maar Josua en Caleb kom met daai dapper geloof en sê, maar kom ons wees dapper, want ons God is groter as dit wat ons sien. Hierdie is die soort dapper geloof wat God vandag van ons vra as gelowiges in hierdie wêreld waarin ons leef. God het ons geroep om die goeie stryd van daai geloof te stry en nie om soos die Israeliete met Dawid en Goliat ook net verlam te staan en weg te vlug nie. Hy het ons geroep om soos Josua en Caleb te wees en die groter prentjie te sien, sê ja, hierdie uitdaging is dalk groot en ons weet nie hoe dit gaan uitdraai nie, maar ons weet my God is groter. Die stryd behoort aan die Here. Hy het klaar dit vir my beloof. Hoekom sal ek daarin twyfel? Die derde een is Samson. Ek wil net gou vir julle gaan vertel, as julle 'n bietjie wil lag, gaan Google net Samson en die leeu en dan kom daar hierdie buff mans met hierdie leeu prentjies uit. Toe het ek nou die een met die minste muscles gekies, maar dit is nogals baie snaaks van die prentjies. Maar Samson, ons ken hom, hy was 'n sterk man gewees. Almal ken meer die hy het mos nou ook die donkies met al die magte met die donkie kakebeen. Dis ook 'n groot storie, maar hierdie is 'n interessante storie. In Rigters 14 dan lees ons toe Samson en sy ouers op pad was na Timna toe, het 'n jong leeu hom naby die wingerde van Timna aangeval en die gees van die Here het in hom gekom en hy het met sy kaal hande die leeu se kake uitmekaar geskeur soos 'n mens 'n bokkie verskeur. En Samson het niks daarvan vir sy ouers gesê nie. Dis 'n klein oomblik, maar julle ek weet nie van julle nie, maar as daar 'n leeu op my afstorm, gaan my eerste gedagte nie wees ek gaan nou hierdie leeu gaan oorwin en hom uitmekaar uitskeer nie. Dit gaan nie my eerste gedagte wees nie. En natuurlik het Samson was hy deur die gees van God bemagtig wat elkeen van ons het wat hierso is, het hy daai dapper geloof gehad om daai leeu te gaan veg. En my vraag met hierdie is vir jou, watter leeu in jou lewe brul vir jou en bring vir jou vrees in jou lewe, in jou hart in? Watter probleem moet jy met dapper geloof uitmekaar skeer, in plaas daarvan om toe te laat dat daardie vrees en angs jou uitmekaar skeer? Wat is daardie leeu wat jy moet aanpak? Die vierde een is Jonathan en sy wapendraer. Hierdie is ook 'n interessante storie. In 1 Samuel was dit net Jonathan en sy wapendraer. En daar was 'n groot magte heidene wat vir hulle gewag het. En Jonathan sê vir sy wapendraer, kom ons gaan oor na hierdie heidene toe. En dan sê hy, dalk help die Here ons, hy kan tog deur baie of deur min die oorwinning gee. Dis amper asof hy sê, man, kom ons gaan doen dit net, al is ons net 2 mense. En die wapendraer sê vir hom, doen wat u dink goed is, ek is hart en siel saam met jou. So in hierdie veldslag het dinge tot 'n stilstand gekom. So Jonathan sit daar met sy wapendraer en hulle weet nie eintlik wat gaan gebeur nie. En die heidene volk wonder ook seker, wat nou? So daar was 'n stilstand gewees. En toe kry Jonathan hierdie oomblik waar hy genoeg gehad het van die feit dat daar niks gebeur nie. En hy besluit om met 'n dapper geloof te neem en die stryd aan te sê in die vertroue dat God by hulle sal wees en dat niks en niemand hulle sal keer nie. En dis presies toe wat gebeur. Jonathan, as jy verder gaan lees, dan lees jy hoe Jonathan en sy wapendraer teen die kraans opklim en dan pak hulle dan hierdie Filistyne aan. Maar terwyl hulle hierdie Filistyne aanpak en veg, dan kom God en hy saai paniek tussen die Filistyne en hulle almal hardloop die weg. So God het vir hulle deurgekom, juis omdat hulle in dapper geloof gesê het, kom ons gaan vat hulle aan. Waar in jou lewe ervaar jy dalk 'n stilstand? Jy weet nie wat volgende kom nie, of waar wag jy vir 'n deurbraak?
Waar is jy in jou oomblik waar jy gefrustreerd is, net soos Jonathan, dat dinge nou net stil staan? Is daar nie iets wat volgende kom nie? God vra vir ons daai dapper geloof om iets te doen daaraan. Om te sê, al weet ek nie hoe dit gaan uitdra nie, dalk help die Here my. Hy kan tog deur baie of deur min vir my die oorwinning gee. Dis ongelooflike geloof. Dan volgende, koningin Ester. Ek is mal oor koningin Ester se storie. Juis omdat, God, dis my baie interessant, God op sigself word nie, hy is nie die hooffokus van hierdie boek nie, as ek dit nou reg sê, maar tog is daar die goue lyntjie wat deurkom van 'n God wat by haar is. En daar's 'n oomblik gewees in Ester 4, waar Mordegai haar, ek dink dit was haar pa of haar oupa, of haar oom, ek dink was meer haar oom, haar oom gewees, en hy gaan na Ester toe en hy sê, hy vertel van hierdie nasie, hulle nasie wat amper verslaan gaan word. En dan sê hy Ester se woorde aan Mordegai oorgedaai. Mordegai het haar laat weet, moenie vir een oomblik dink dat jy daar in die koning se paleis gaan vrykom van die lot van die ander Jode nie. So hy hou haar accountable. As jy in hierdie tyd gaan stil bly, gaan uitkoms en redding vir die Jode van 'n ander plek afkom. Jy en jou familie sal dan uitgewis word. Wie weet of dit nie miskien juis met die oog op 'n tyd soos hierdie is, dat jy koningin geword het nie. Ester het hom geantwoord, gaan maak al die Jode wat jy in Susan kan kry bymekaar, vas ter wille van my, vir 3 dae lank, met julle dag en nag niks eet of drink nie. Ek en my diensmeisies sal net so vas, en al is dit in stryd met die voorskrif, sal ek na die koning toe gaan, en as ek dan daarvoor moet sterf, moet ek maar sterf. Hierdie is 'n ongelooflike oomblik. Ek weet nie of julle al die boek Ester gelees het nie, maar dit word vertel, as jy sommer net sonder dat jy uitgenooi is na die koninklike hof toe, dan sou jy gearresteer word en jy sal seker maar ter dood toegestraf word, maar sy durf dit toe aan vir haar mense. En dan lees ons hoe die koning sy staf lig en vir haar daai genade gee om vir hom te vra om haar nasie te red. Ek is dankbaar vir Ester se voorbeeld, want sy het eers geweier. Sy was bang om dit te doen, want sy het geweet wat die koning aan haar sou doen as sy teen hom optree. Maar Mordegai moedig haar aan. Het ons nie almal maar mekaar nodig om ons aan te moedig in daai vrees nie? En sy gaan na die koning toe, en die Here maak vir haar deure oop. Ek dink ons versuim dikwels om na te dink oor die gevolge daarvan om nie risiko's te neem nie. Mordegai het daaroor bekend gemaak en gesê, maar as jy nie hierdie doen nie, dan gaan dit nie goed wees vir jou nie. Dit gaan nie goed vir die mense wees wat rondom is nie. So ons versuim om na te dink oor die gevolge daarvan om nie risiko's te neem nie, net vir onsself nie, want ons dink net, ek gaan nie hierdie neem nie, want dan sal ek okay wees, maar ek dink nie daaraan, as ek dit nie neem nie, hoe dit ander mense rondom my gaan raak nie. En daardie gevolge is soms groter as die risiko vir myself. Die gevolge om dit nie te neem nie. So vir die meeste mense is hulle grootste spyt aan die einde van hulle lewe nie oor wat hulle gedoen het nie, maar oor wat hulle nie gedoen het nie. Daar's so 'n mooi liedjie van Lorike Rau en ek dink Bok van Blerk met die naam Ek het. En sy sing oor alles en dan in die koor dan sê sy, ek gaan dit nou butcher, maar dan sê sy ek het. En ek wil aan die einde van my lewe dit ook sê, ek het dit gedoen. Ek wil nie sê, ek is spyt, ek het nie dit gedoen nie. Of ek is spyt, ek het nie so opgestaan nie. Of ek is spyt, ek het nie daai risiko geneem nie. Al weet ek nie hoe die uitdraai daarvan gewees nie. 16, ons ken dit goed, Daniel en sy vriende Sadrag, Mesach en Abednego. Ons ken nie vir haar Daniel self en hulle het gesê, ons gaan nie voor die standbeeld buig nie, ons gaan nie hierdie kos eet wat julle vir ons gee nie, ons het net een God wat ons aanbid, ons gaan nie die koning aanbid nie. Sy vriende was selfs in die vuuroond gegooi en hulle het nie geweet hoe dit gaan uitdraai nie.
In Daniël 3 dan lees ons Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord nie. Die God wat ons aanbid, kan ons uit die vuur red. Hy sal ons uit die mag bevry, u majesteit. En selfs al red hy ons nie, u majesteit, sal ons nie u gode vereer nie. Ons sal nie die goue beeld wat u gemaak het aanbid nie. Hulle weet met volle vertroue, die God wat hulle aanbid, gaan hulle uit die vuur red, en het hy nie. Dis 'n ongelooflike storie. Maar hulle sê ook, en selfs al red hy hulle nie, dis geloof, dapper geloof julle, om daai te sê, sal ons nog steeds nie u gode vereer nie. Selfs al doen u, en selfs al doen u nie, sal ek nog steeds geloof hê, in dapperheid uittree. Dis my baie mooi. En dan laastens, ek weet nie of julle hierdie storie ken nie, maar die melaatses by die poort van Jerusalem. 2 Konings 7, waar ons lees van 4 melaatses wat by die ingang van die stadspoort sit. En daar's hulle sê, hoekom moet ons hier sit en wag om dood te gaan? So daar was Arameërs, of ek dink daar was vyande wat besig was om hierdie stad aan te val, en hulle vra maar, hoekom moet ons net hier sit en wag om dood te gaan? As ons die stad ingaan, gaan ons sterf weens die hongersnood, en as ons hier bly, gaan ons ook sterf. Ons kan maar net sowel oorgaan na die Arameërse kamp toe. En as hulle ons laat lewe, dan lewe ons. As hulle ons doodmaak, dan is ons dood. Skemerdonker gaan hulle na die Arameërse kamp toe, en toe hulle by die kant van die Arameërse kamp kom, kry hulle 'n groot verrassing. Daar was niemand daar nie. Die Here het dit so bewerk dat die leer van Aram, die gedreun van strydwaans, die gelop van perde en die gedruis van 'n naderende leer gehoor het. En die koning van Israel het seker die konings van die Hetiete en die Egiptenaars gehuur om ons aan te val, het hulle uitgeroep. So hulle het met daai dapper geloof ingegaan, al het hulle nie geweet of God vir hulle gaan deurkom, of wat vir hulle wag, dood of lewe nie. Was jy al ooit in 'n moeilike situasie, waar jy net gehoop het, dat dit van self sou verdwyn, of mettertyd net sou verbeter? En alhoewel dit goed klink om net te wag, totdat dit verby gaan, los dit nie altyd die probleme op nie. Soms moet ons 'n stap neem van geloof, al weet ons nie wat die gevolge is nie. Hierdie 4 melaatses het besluit om iets te doen. En dis wat dapper geloof van ons vra, om iets te doen. Niks sal gebeur as ons nie iets doen nie. Ons kan nie heeltyd op God wag om namens ons op te tree en net terugsit nie. Terwyl hy dalk vir ons iets gaan doen nie. Ek wonder of God nie soms wag vir ons om 'n stap te neem in dapper geloof vir hom om ook iets te doen nie. Hoe kan God ons voetstappe lei en rig as ons nie self vorentoe beweeg nie? Hoe kan hy optree as ons nie dapper genoeg is om vorentoe te beweeg nie? Kom ons wees soos hierdie ongelooflike voorbeelde in die Bybel. Hierdie mense wat gesê het, ons gaan in geloof intree, al weet ons nie wat is die uiteinde, of wat gaan kom nie. Of het goed of sleg gaan wees, ek gaan 'n tree gee in geloof. Dis nie net morele karakter of ons godsdienstigheid alleen wat God behaag nie, maar ons geloof. In Hebreërs 11 is daar 'n hele hoofstuk wat gaan oor mense wat in geloof opgetree het. Ek sluit af. Daar's 'n fliek met die naam We Bought a Zoo. Dis 'n ongelooflike oulike movie. En in die movie, die man, die pa, sê 'n stelling. En hy sê, you know, sometimes all you need is 20 seconds of insane courage. Literally 20 seconds of embarrassing bravery. And I promise you something great will come of it. Kom ons wees dapper in ons geloof. Amen. Kom ons sluit ons so. Hemelse Vader, dankie dat U ons ontmoet waar ons is en dat U genade vir ons het wanneer ons soms stil staan en nie weet of ons vorentoe moet gaan of net moet bly nie. Heilige Gees, kom in ons soos U in Simson gekom het en U ook in elkeen van hierdie mense was wat ons van in U woord lees, dat ons ook dapper sal wees
en sal weet en kan verklaar, maar my God is by my. U kan baie doen met baie en met min, en dat U vir ons sal deurkom. U is mos by ons, moenie bang wees nie. Dankie dat ons daai geloof kan hê, en ook daai bewustheid kan hê, dat U by ons is. Amen. Kom ons sluit af met ons slotlied, en dan is ons amper klaar. Kom ons sing.